that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written, Jesus Christ. Wat 'n voorreg is nie om weer eens lekker stil te kan word tydens hierdie week van toewyding. En saam met die psalmdigters net so 'n bietjie te kan reis deur die boek Psalms en regtig te kan hoor hoe die Here sy beloftes vir ons waar maak uit die woord uit. Beloftes wat ons elkeen vir ons kan vat vir onsself, waaruit ons kan gaan leef. Daai beloftes wat vir ons juis in die omstandighede waarin ons leef op die oomblik hoop gee. Nuwe hoop gee. 'n Nuwe rede gee om elke dag voorop te staan en te leef en in hierdie beloftes sigbaar te maak in hierdie wêreld. Die lekker daarvan is hierdie beloftes is in 2021 net so van toepassing op my en jou as wat dit was toe hierdie psalmdigters, hierdie skrywers dit geskryf het. En my gebed is regtig dat elkeen van julle dit sal ervaar, dat julle sal beleef hoe hierdie beloftes waar word in julle lewe. Ons gaan 'n bietjie stil staan by Psalm 46 en ons gaan luister hoe die Koragiete wat hierdie psalm geskryf het vir ons iets nuuts sê oor ons situasie nou. Oor die beloftes wat God vir hulle gegee het. En mag ons elkeen daaruit leer. Mag ons elkeen ook daaruit iets kry wat ons omstandighede mee kan bestuur vanuit 'n goddelike vertrekpunt, vanuit God se beloftes vir elkeen van ons. Kom ons word eers stil. Kom ons maak onsself vir 'n oomblik ontvanklik vir die Gees se werking, ook deur sy woord. En laat ons ook die boodskap wat God vir ons nou wil gee, ons eie sal kan maak. Kom ons maak die oë toe. Ek gaan vra dat jy vir 'n oomblik daar waar jy in stilte sit, net bietjie fokus op God. Wie is God vir jou? Wie is die God wat jy aanbid? Het jy al ervaar hoe sy beloftes vir jou realiteit word in jou lewe? As jy het, herinner jouself daaraan en praat met die Here daaroor. Here, u woord is vir ons elke oomblik nuut. Elke keer wat ons dit lees, Here, is dit vir ons nuut. Praat u nuut met ons, vars met ons. Ja, maar tog is dit oud. Is die beloftes daaraan oud, maar tog so relevant vir ons hier en nou. En dankie dat ons vir 'n oomblik nou kan stil staan by u woord, by Psalm 46. En mag u deur die Gees nou met elkeen van ons praat. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Jy kan saam met my blaai na Psalm 46 toe. Ek gaan die 83 vertaling lees, so lees saam met my. Gaan dit hardop lees. En dan gaan ons so vir 'n oomblik bietjie daarby stil staan en hoor wat die Here vir ons daaruit wil sê. Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug. Vir die koorleier van die Koragiete, op die wysie van jong vroue, 'n lied. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad,
Al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al druis en skud die berge deur sy onstuimigheid. Oor die strome van die rivier is daar blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help, nog voor die môre kom. Dankie Vader dat U vir ons 'n toevlug is. Dat U ons beskerming is. Dat U altyd daar is na wie toe ons kan vlug. U bly altyd dieselfde. In vers 7 sê die Koragiete, nasies kan raas en koninkryke kan wankel, maar as God sy stem laat hoor, smel die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is ons beskutting. Kom kyk wat die Here doen. Watter ontsettende dinge het hy op die aarde tot stand gebring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou. Pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend. Oorlogwaans verbrand hy met vuur. Vader, U is by ons. U behaal die oorwinning oor elke situasie, ook hier en nou in ons omstandighede. Dankie dat ons vanuit hierdie oorwinning kan leef, elke oomblik. Bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Ek gaan vra dat jy in stilte hierdie Psalm weer in jou eie tyd deurlees, bidend. Laat toe dat die Gees van God deur hierdie Psalm ook met jou praat en met jou deel wat die Gees op sy hart het om met jou te deel. Lees in stilte die Psalm nou vir jouself. Psalm 46 is 'n Sionspsalm. 'n Sionspsalm is eintlik maar 'n psalm wat ons wil laat droom, wat ons as kinders van die Here wil uitnooi om te droom. Want in die tradisie van Sionspsalms het die skrywers van hierdie psalms altyd hierdie droom gehad van God wat as dit ware in hulle midde sal inkom met sy teenwoordigheid en hy sal homself kom vestig. Hy sal die sentrum, die senter word, die middelpunt word, waarna toe almal sal stroom en hy sal regeer vanuit daai posisie, vanuit die middelpunt, die kern van alles wat bestaan. En as Psalm 46 'n Sionspsalm is, dan wil dit kom tuisbring by my en jou. Hierdie droom van God wat die middelpunt moet word,
die spulpunt moet word waarom alles draai. En ek en jy moet na hom toe stroom, hardloop. Hy wat vir ons staan en wag met oop arms, as dit ware. Vanuit ons perspektief sien ons Psalm natuurlik ook vir ons 'n heenwyse na die toekoms. Na die Godstad, wat die belofte is, my en jou belofte is as kinders van die Here, wat ons erfgename van is, waar God sit en heers op die troon. Maar is iets anderster ook in hierdie Psalm vir my en vir jou. As ons lees, dit is geskryf deur die Koragiete. En dit is tog belangrik dat ons moet weet wie hierdie Koragiete is, wat die Psalm geskryf het. Die Koragiete het 'n interessante geskiedenis. Ons lees in Numeri 16, lees ons vir die eerste keer van Korag. Nou Korag was iemand wat nie in die oë van God reg gelewe het nie. Korag is iemand wat saam met nog 3 ander manne so 'n bietjie rebels was teen God. In opstand gekom het teen God, omdat hulle direk in opstand gekom het teen Moses en Aaron. En ons lees in Numeri 16 dat Korag saam met nog 3 ander manne, belangrike ouens in daai tyd kan ek nou maar sê, en 250 ander mans letterlik deur die aarde ingesluk is. En hierdie ouens is ouens wat reukoffers gebring het aan die Here. Hulle was in 'n sekere opsig was hulle godsdienstig gewees. Maar omdat hulle in opstand gekom het teen Moses en Aaron en teen God indirek, het die aarde oopgeskeur en hierdie ouens ingesluk. Maar ons lees ook hierso in Numeri 16 dat Korag se seuns nie hierdie straf van God ontvang het nie. Korag se seuns het dit vrygespring. Hulle het oorleef. En hierdie gebeure het 'n totale omkeer in hulle lewens tot gevolg gehad. 'n Wonderlike omkeer, 'n wonderlike ingrype van God, wat gemaak dat hierdie mense se toekoms anders gelyk het. Ons lees dat die Koragiete later geken is as 'n sangersfamilie. Hulle was die voorsangers gewees in die gemeente, as mens dit so kon stel. Hulle het daarvan gehou om die Here te loof en te prys. Hulle het 'n besonderse hinkering gehad na God. Hulle wil altyd nader en nader aan die Here kom. En juist met hulle musiek, met hulle sang, wil hulle God verheerlik, groot maak, met hulle hele wese. Psalm 84, Psalm 42, 44, 49, en so kan ons nog 'n hele klomp ander psalms opnoem, waar die Koragiete die voorsangers is, die koorsangers is, wat God met hulle liedere besing, sy grootheid besing. Maar in die besing van God se grootheid, is hy iets anderster ook in opgesluit. Want soos hulle sing van wie God is, so getuig hulle oor hulle belewenis van God. Te midde van moeilike omstandighede, te midde van oorlog, van swaar kry, van siekte, van onderdrukking. Te midde hiervan maak hulle God se naam groot. Besing hulle sy lof. Ons lees in 1 Kronieke 9 vers 19 en 1 Kronieke 26 vers 19. Dat die Koragiete as het ware verhef is later aan tot drempelwagte van die tempel. Hulle het by die deurwag gestaan. Van 'n pa wat deur die aarde ingesluk is omdat hy in opstand gekom het teen Moses en Aaron, teen God, na mense wat by die tempeldiens gedoen het. En hier is iets van God se genade in vir ons opgesluit. Hierdie tragiese familieverhaal, 'n tragiese storie wat verander het na 'n storie van hoop. En ons lees hierin, ons hoor hierin dat 'n God onterende Vader nie noodwendig 'n God onterende nageslag tot gevolg het nie. Maar dat God se genade groot genoeg is om hulle toekoms te verander. Van doodstraf na tempeldiens. Wie ons is in ons eie oë, as gevolg van ons omstandighede, ons geskiedenis, ons agtergrond, is nie noodwendig wie ons gaan wees wanneer God na ons kyk nie.
En dit moet ons hoor uit die Koragiete se geskiedenis. Hulle sing van hulle ervarings van God se ingrype, sy beloftes wat hy waar maak. En ek wil uit Psalm 46 wil ek 3 beloftes kortweg met julle deel. 3 beloftes wat God vir ons kom gee vanuit die ervaringswêreld van die Koragiete. Wat vir ons vandag in 2021 relevant is, wat ons moet vat. En die eerste een van hierdie beloftes, God is vir my en vir jou 'n toevlug. Hy is ons beskerming. Vers 2 en vers 12 van Psalm 46. Nou hierdie skrywers, hierdie Koragiete, ervaar hoe God juis te midde van hulle omstandighede vir hulle toevlug is. Iemand waarna toe hulle kan vlug, na wie toe hulle kan vlug, by wie hulle kan gaan skuiling vind, veiligheid kan kry, vrede kan kry. Iemand by wie hulle kan voel, maar hulle is geborge. Maak nie saak wat gebeur in hulle omstandighede nie, hulle is veilig, want hulle is by God. Jesaja 12 vers 2 kom ekho dit. God is my redder, ek vertrou op hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskermer. Hy is my redder. En Dawid in Psalm 95 vers 7 kom sê dit ook so mooi as hy weer eens die beeld van die herder gebruik. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Wanneer ons God sien as ons beskermer, ons toevlug, dan versorg hy ons met sy liefdevolle arms, soos 'n vader sy kinders versorg. Hy kom maak ons toe. Hy bring ons tot teen sy bors. 'n Tweede belofte wat Psalm 46 vir ons gee, is die feit dat God die oorwinning behaal het. Ons lees dit in vers 7 en vers 10 en vers 9 ook. Hoe God die oorwinning behaal het. Nou, hier praat die Koragiete weer eens uit hulle ervaring met God. Hoe God oorwin het te midde van hulle omstandighede. God is in beheer. God het oorloë gestop. Hy het wapens van oorlog, van vernietiging, het hy kom vernietig. Hy kom sê hierdeur vir my en vir jou, dat hy bring vrede. En hy sal in jou lewe vrede bring, te midde van onstuimigheid, te midde van onvrede. Hy wil dit vir jou gee. Dis 'n belofte vir my en vir jou hier en nou. Maar dis ook 'n groot stuk getuienis van die Koragiete se mond. En so moet ek en jy, juis in hierdie tyd dat ons God ons beskermer maak, ons toevlug maak, juis sy oorwinning vir onsself vat en vanuit hierdie ervaring van God as oorwinnaar, ook in hierdie lewe waarin ons leef elke dag, die wêreld waarin ons leef elke dag, leef met 'n getuienis van oorwinning. God wat die oorwinnaar is, wat my en jou oorwinnaars maak. Wanneer ons met hierdie getuienis leef in hierdie wêreld, gebeur daar iets moois. Jesaja 52 vers 7 kon sê dit so mooi, hoe wonderlik klink die berge. Hoe wonderlik klink dit op die berge van die voetstappe van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankondig, wat die goeie tyding bring, wat redding aankondig, wat vir Sion sê, jou God is koning. Handelinge 28 vers 31 moet ek en jy vir onsself vat. As daar staan, Paulus sê, hy het die koninkryk van God verkondig en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Met daai gesindheid moet ek en jy die oorwinning wat Jesus Christus vir ons bewerk het, die oorwinning wat God vir ons gee, ook verkondig. En dan die derde belofte. Die derde belofte wat ons in vers 8 en vers 12 lees, is dat hierdie God ons toevlug, ons beskerming,
die oorwinnaar wat vir my en vir jou die oorwinning gee as geskenk. Hy's by jou. Hy's by my. Hy's by ons. Hy's hier. Dis die belofte wat God vir ons hier kom gee. Te midde van swaar kry, verdrukking, siekte, lyding, armoede, is God hier by ons. Die wete moet vir my en vir jou sterk maak, die moed gee, die krag gee, die uithou vermoë gee, die stamina gee, die geestelike stamina gee, om te volhard, maak nie saak wat nou gebeur nie, hoe dit nou lyk nie, hoeveel chaos daar ook al nou in die wêreld is nie. Dit moet vir my en vir jou die stamina gee, om te bly volhard. God is hier. Jesaja 8 vers 10 staan daar, maak nie saak wat se planne gesmee word teen ons nie, dit sal verydel. Pleeg maar oorleg, daar sal niks van kom nie. Want God is by ons. 2 Korintiërs 1 vers 4 is daar vir my en vir jou 'n opdrag en opgesluit. Ons wat juis God se teenwoordigheid in ons lewens, sy hier wees ervaar in ons eie maak. In elke moeilikheid bemoedig hy ons, sodat ons ander kan bemoedig, wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons moet hulle bemoedig met dieselfde bemoediging, wat God vir my en vir jou gee. Want God is hier. 3 beloftes. God is ons toevlug en ons beskermer. Hy is die oorwinnaar wat vir ons die oorwinning gee. Maar dan ook, baie belangrik, wat ons nie mag vergeet nie, is dat God hier is, in ons omstandighede, by my en jou. Nou vriende, ek wil julle uitnooi, om hierdie 3 beloftes saam met my te bid. En ek gaan vra dat jy dit in eerste plek bid vir jouself. Eien dit vir jouself toe, bid dit vir jouself, bid dit oor jou eie lewe. Bid dit vir die kerk, vir jou gemeente, maar ook vir die kerk in Hebreë. Bid dit vir die regering, bid dit vir ons ekonomie. Nou gaan julle daardeur lei. As julle in hierdie proses van gebed sal ek julle lei. Nou kom ons word stil. En kom ons bid hierdie beloftes in die teenwoordigheid van God. Ons einde toe vir onsself. Ons vra dat God dit sal sigbaar maak in ons lewens. Kom ons maak die oë toe. Bid in die eerste plek hierdie beloftes vir jouself as individu, persoonlik. Maak dit jou persoonlike eiendom. Maak God jou toevlug, jou beskerming. Eien sy oorwinning toe vir jou en vra hom om deur sy gees jou te help, sodat jy daarin kan leef. Gee beheer van jou lewe oor aan hom en verklaar dat hy regeer. Bely dat hy by jou is. Dank en loof hom daarvoor. Vra God dat jy dit elke dag sal ervaar. Terwyl jy dit bid vir jouself, bid dit vir die kerk ook. Want ons deel is van die kerk. Deel is van die liggaam van Christus. En dat hierdie beloftes vir ons ook as kerk van Christus realiteit sal wees.
Ons het 'n groot opdrag om te bid vir die regering, vir ons ekonomie. Kom ons bid dat hy ons ekonomie sal beskerm. In die wêreld waar ons is, in die omgewing waar ons leef, ons boerderysektor wat die lewensaar is van hierdie vallei. Ons bid dat God dit sal beskerm. Ons bid dat hy sigbaar en beheer sal wees ook van ons finansies, ons omstandighede as gevolg van ons finansies. Dat ons sy hand ook daarin sal sien. Kom ons bid vir ons leiers, dat God sal leiers oprig, wat hom as hulle toevlug en beskermer sal aanneem. Dat God in beheer sal wees van die besluite wat namens ons geneem word, dat hy deur ons leiers ook in ons land sal regeer. Kom ons bid dat ons leiers bewus van God se teenwoordigheid sal lei elke dag. Plaaslike vlak, godsdienstige vlak, regeringsvlak. Dat ons goddelike leiers sal hê. Dat God hulle daar sal plaas. Dat hulle namens hom sal lei. Here, dankie dat ons weet dat wanneer ons hierdie beloftes bidend ons eie maak, ons reeds geseënd is. Ons reeds binne u seën leef, maak nie saak wat ons omstandighede is nie. Here, dankie dat ons weet dat u hierdie gebede van ons elkeen persoonlik gehoor het. Alles waarvoor ons gebid het. Daarom weet ons, Here, kan ons net ons hande uitsteek en ons kan net u seën ontvang. Want u vrede wat u vir ons gee, God en Vader, deur die Gees is reeds deel van ons. U vou ons reeds toe in u liefde as u kinders elke dag. Ons ervaar die genade wat u deur die seën aan ons bewys het elke dag as ons net ons oë oopmaak en die nuwe dag aanskou. En ons net weet dis alles net genade. Ons loop rond in hierdie wêreld elke dag deur die krag van die Gees as u getuies. Getuies wat weet wat dit beteken om u as ons beskermer te hê, ons toevlug. Getuies wat weet wat dit beteken om Here op te kyk na u as die God wat die oorwinning behaal, wat ons koning is, wat regeer hier en nou. Getuies wat ervaar dat u Immanuel is, God by ons, binne ons omstandighede. Ons vat dit vir onsself, Here, en ons bid dat u ons sal lei om elke dag daaruit te leef. Amen. Seën vir jou
Mag God se vrede met jou wees.